vir die geleentheid. Ek wil spyk net gou die hoofde asseblief. Ons Vader in die hemel, Here, ons baie dank sê ons almal vanoggend bymekaar kan wees, Here, in U naam, Here. Here, U ken elke persoon se hart wat hier sit, Here. Here, wil ek vandag die instrument gaan wees, Here, om U woord te verkondig, Here. Werk deur my, gee my die regte woorde, Here. En maak die mense se harte oop, Here, dat hulle U sal ervaar. As U klop, dat hulle sal oopmaak, Here. Wees by elkeen, Here, en maak hulle oop, Here. Ons is baie lief vir U. Ons loof en prys U groot wonderlike naam. En ons sê ons amen. So ek het 'n baie snaakse tema eintlik, en dit is cryptocurrency. Die Afrikaanse woord is bietjie moeiliker, is crypto geldeenheid. Dit rol nie lekker van die tong af nie. So ek gaan op cryptocurrency werk. Nou my eerste vraag gaan wees, weet julle wat is cryptocurrency? En het iemand dit al gebruik? Enige hande? My magtig, hy lyk om so 4. So ons werk op so 3% dalk. Cryptocurrency is 'n geldeenheid, visueel en digitaal. Jy kan dit sien nie. En daar is baie hoeveelhede van hulle gewees. Daar is Bitcoin wat die grootste is, wat in 2009 geskep is. En daar is daar Pi Value, daar is 100, daar is Gang, daar is verskriklik baie. Maar jy kom nie fisies vat nie. Die wat wel nuus nog kyk, ek is nie een van hulle nie, wat wel nuus kyk, daar is, almal ken goud, silwer, platinum, olie, wat altyd die rand teenoor die dollar is. Ons almal ken dit. Maar jy kan fisies daarin vat, daar is 'n geldeenheid gekoppel aan dit. Selfs met cryptocurrency. Bitcoin wat die grootste is, tans is een van daai bitcoins is $86,000 vir een. So dit is maal met 20, dis omtrent 1,6 miljoen rand vir een van hulle. Maar hy bly hier binne. Jy kan hom nie vat nie, jy kan hom optel nie, jy kan hom vir iemand gooi nie. 'n Diamant kan ek vir iemand gooi en dan dan as jy lekker, dan gaan jy aan. Maar nie cryptocurrency nie. So, cryptocurrency is wat nou digitaal is. Wil ek nou gebruik as 'n metafoor vandag in ons as Christene en hoe God wat op dieselfde manier werk. Ons weet ons kan nie God sien nie. Ons kan hom raak nie. Ja, ons kan sy dade sien en beleef. Maar ons kan hom nie aan hom raak nie. Nou, ons sê, hoekom, as jy met sekere mense praat, dan sê hulle is nie Christen nie. Sê, maar hulle kan nie God sien nie. By al mens. Maar ek wil liewer as aan God glo, en hom toe gaan, as om hom nie aan hom te glo nie, en nie na hom toe te gaan nie. So, ek het ook 'n paar cryptocurrencies, wat ek al mee gespeel het in my tyd, maar dit is waardeloos. Dit gaan op en af. Cryptocurrency gebruik blokkettangs om transaksies te doen. So, elke transaksie word op die stelsel ingetik, ek gaan een verkoop, een koop, en ons bly binne. En ons word op stelsel gesyf, ek kan elke transaksie gaan kyk, ons bly binne. Nou vra my, hoekom hierdie inligting? Want ek dink dit is deel van ons. Want ons as Christen werk op dieselfde manier. 'n Paar belangrike kenmerke van hierdie konsep wat ek wil praat is gedesentraliseerd. Cryptocurrency het geen sentrale gesag soos 'n bank of regering wat dit beheer nie. Godsdienst word ook nie deur banke en regering beheer nie. Het jy al gedink as godsdienst deur regering regeer word, moes dit gewees het? Kyk net aan ons land. Ons is almal trots daarop nie. Dit gaan op en af, dit gaan moeilike tye. Maar as hulle beheer gevat het van ons godsdienst, hoe sal dit gegaan het? Slegs digitaal. Jy kan nie aan raak nie, jy kan nie aan vat nie. Jy kan ook nie aan God raak nie, jy kan nie aan hom vat nie. En dit is veilig. Alles is hier binne. Ja, daar's 'n paar hackers al buite wat nou goed kan steel en so aan. Maar is veilig met God. Daai intieme verhouding met God is veilig. Daar is nie iemand wat tussen jou kan kom nie. Dis verhouding tussen jou en God. Die volgende is persoon tot persoon. Die Engelse woord was eintlik peer-to-peer, wat vir my mooier was, maar my vrou het gesê persoon tot persoon.
En dis 'n direkte transaksie. So met cryptocurrency kan ek direk gaan koop en verkoop op 'n stelsel of netwerk. En met God is dit 'n direkte transaksie tussen my en jou om. Daar is 'n middelganger nie. Ek gaan nie tussen André en God die middelganger wees nie. God, André sê dit. Okay, André, God het dit gesê. André, God, nee, dit gaan nie werk nie. Dit is direkte kommunikasie. Ons is hier om inligting te gee, om uit te brei wat God op ons hart lê. In 'n wêreld wat mal is oor digitale geldeenheid en beleggings, nooi God ons uit vandag om sy koninkryk te belê, wat nooit ineenstort nie, waarde verloor nie en net wegval nie. Ons weet die dollar. Nou is dit R19, ons is R16, ons is R23, soos die petrolprys. Op en af, op en af. Maar God se liefde vir ons onveranderd. Dit kan nie verander nie. Ons verander, maar nie God nie. Hoe lyk God se geldeenheid vir jou vandag? Belê jy in sy koninkryk, in sy geldeenheid vandag? Matteus 6 vers 19 tot 20 sê die volgende: Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Dit gaan aan by 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Al ons besittings wat ons het, kan opgeëet uit mot, roes, kan gesteel word, ons kan alles verloor. Maar hierdie drie goed, geloof, hoop en liefde kan nie. Ons kan dit dalk verloor, maar ons kan dit weer vind ook in God. Wat is koninkryks geldeenheid? Die aarde is cryptocurrency, is digitaal, is waardevol en is wisselvallig. Maar koninkryks crypto, liefde, geloof, gehoorsaamheid, vrygewigheid en tyd. Die geestelike beursie en beleggingsrekening van God. Waar bære jy jou waarde vandag? Diversifiseer jy geestelik of vertrou jy volkome op God se ekonomie? Wat beteken daai woord? So as jy op pensioen gaan en jy het nou 'n paar R100, dan belê jy R100 daar en belê jy R100 daar. As iets in mekaar val, dan verloor jy daai een, maar daai 3 of 4 bestaan nog. God is nie so nie, ons sê daar God nie, ons sê daar God nie, ons sê nie daar God nie. Ons het een, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons in belê. Ons het een, ons kan net in een belê. Ons kan nie soos besittings in verskillende plekke sit, op verskillende plekke gee, ons verloor op net daai bietjie nie. As jy God verloor, verloor jy God, want jy gaan moet verander. Bewys van jou beroep. Krypto vereis proof of work om transaksies te verifieer. Hoe werk dit? As ek hier op koop, word daai op die agtergrond gedoen en ons almal kan teruggaan daarna as iemand gehack word en sê o, ek het daai ou en daai ou dit gesteel. Maar God nie. Geloof sonder dade is die dood. Wys ons geloof deur aksie. Jakobus 2 vers 17 sê die volgende: So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. As jy God in jou lewe het, ek nou verhouding 1 tot 1 met God. Ek het geloof en ek het liefde in my hart. Maar ek beleef dit nie al buite nie. Ek loop al buite, ander weet nie ek is 'n Christen nie. Ek vloek en skree op almal al buite. Ek besteel iemand daar, maar ek sê ek is 'n Christen in my huis. En ek het 'n verhouding met God. Maar buite leef ek nie so nie. Daar is nie die dade van God nie.
die woord. Cryptotonians, dit wat die mense nou sê, hulle werk nou met die cryptocurrency, hulle noem hulle self Cryptotonians, delf deur data om munte te vind. So 'n Bitcoin, kos kyk, as jy 'n rand het, is dit nou 1 Bitcoin. En sente, noem dit 'n Satoshi. Die Satoshi is eintlik 'n sent werd. So as jy nou 100 Satoshi het, so nou 1 rand gehad het, wat nou 1 Bitcoin is. En die Satoshi is die ou wat dit ontwerp het in 2009. Satoshi, wat ook al sy van was, wat Bitcoin ontwerp het. Maar ons as Christene delf deur die woord van God, deur die skrif, deur die Bybel, om meer te leer van God. Ons leer bietjie hier uit iets uit Genesis uit, hier uit Markus uit, Openbaring gee ons 'n bietjie, en elke bietjie laat ons groei as persoon, om nader aan God te beleef, om nader aan God te kom, wat God langs ons kan loop, om instrumente wees daar buite. My vraag vandag vir jou is, waarvoor delf jy elke dag? Wat delf jy elke dag daar buite? Delf jy vir jouself? Delf jy vir almal? Wisselkoers. Ons almal ken die wisselkoers. As jy huis het, weet jy wat is wisselkoers? Hy gaan ook op, en dan gaan jy 1 keer af, en dan gaan jy weer 14 keer op. Wisselkoers, wêreld van status, geld en volgers. Volgers? Ons almal ken YouTube, TikTok. As jy bietjie seker van die mense se profiles ingaan. Ek weet of julle Mr. Beast ken nie. Hy is 'n baie groot YouTuber. Daar is omtrent 200 miljoen mense wat hom kyk per video. En hy word betaal daarvoor. 200 miljoen vir 1 video van 10 minute of 12 minute, hoe hy geld uitgee, hoe hy speletjies speel met mense. TikTok dieselfde, mense dans skrikkelik en daar's 100,000 views. God waardeer nederigheid, diens, vrygewigheid en geregtigheid. Verbeel jouself, Bitcoin, die grootste in die wêreld, teenoor God, die Almagtige. Geld, vir ewig. Geld, liefde, vryheid. Daar is so baie daar. Weet jy nog iemand van julle was candlesticks? Kerse nie 'n low shading wat jy kers aansteek nie. Maar candlesticks, daar jy kry rooies en jy kry groenes. Die groenes is as die prys opgaan en die rooies as die prys daal. So op cryptocurrency as die prys daal en is rooi, hy gaan af, dan koop jy op. Jy sit geld in en jy koop 'n paar, want dit is so goedkoop. En dan word dit groen en groen en groen, dan moet jy weer verkoop. Want nou jy R10 betaal en jy verkoop dit vir R100. So daar is jy winsgrens wat jy het. Dis wat die Cryptotonians werk mee. Groenkers vir ons in Spreuke 4:18 sê die volgende: Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig, wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag is. 'n Rooi kers. Jakobus 1:2. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Ons as Christene, ons mense wat hier sit, ons lewe is nie altyd daar nie. Ons is daar as dit gals goed gaan en dan kom maar paar goed op ons pad. Ons gaan 'n bietjie af en af soos die rooi kers. Maar ons het beproewings nodig om sterk te word in ons geloof. So dan gebeur daar iets weer goed en dan gaan ons groei 'n bietjie en ons groei 'n bietjie en ons groei 'n bietjie. So die afgelope rukkie terug het ons 'n paaskamp gehad, die wat daar was, en ek het Saterdag met die kinders bietjie gewerk. En ons het 'n liedjie gesing wat my nou aan die groei en die dal laat dink het. Ek weet of julle enigiemand daai liedjie kan onthou nie. As julle kinders was, hooplik was julle almal kinders. Enigiemand groei en sak en
Baie dankie. Lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Maar waarloos jou Bybel en vergeet om te bid en dan kan ons altyd gaan en jy gaan krimp. En dis presies hoe ons lewe is. Hoe meer ons lees, hoe meer ons weet van God en uitgaan en daai goed uitstraal, gaan ons groei. Maak nie saak wat op ons pad kom nie. Onthou, God gaan nie iets op ons pad sit wat ons nie kan hanteer nie. Hy is altyd met ons. Markus 10 vers 21 tot 22 sê die volgende. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het agter geskrik toe hy dit hoor en hy het bedruk weggegaan want hy het baie besittings gehad. Dit is 'n jong ryk man gewees hierdie wat baie geld gehad het. Maar hy het meer van sy geld gehou as om God te volg. Maar die volgende in Markus 12 vers 42 tot 43. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukke ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het. Dit was 'n weduwee wat 'n klein hoeveelheid ingegooi het. Of vir God was dit baie werd geweest, want hy het gekyk na die hart. Wat gooi jy vandag in jou offerkissie in? Energie, liefde, geloof, tyd? Is dit 'n bietjie wat baie werd is? Hoe is jou hart vandag? Matteus 13 vers 44 tot 46. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat aan saai land onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe en omdat hy baie in sy geskik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles en hy koop daardie parel. My vraag, is jy vasgevang in 'n wêreld geldeenheid of belê jy in God se koninkryk? Dis tyd om iets te belê wat vir ewigheid daar sal wees. Is dit maklik of nie? Dit is altyd maklik, nie? Maar God sê die volgende woord, Psalm 46, die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en bo verbreek hy. Spiese slaan hy stikkend. Oorlogwaans verbrand hy met vuur. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Wat sê dit vir ons? Ons is nooit alleen nie. Jy voel dalk alleen, maar jy is nie. God gaan altyd met jou wees. As dit goed gaan, as dit sleg gaan. Is altyd maklik nie. Dus kom ons sê, ons verander en nie God nie. 1 Timoteus 6 vers 17. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God, wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Ware rykdom lê nie in 'n beursie nie. Nie digitaal of op leer nie. Maar in 'n lewe wat ryk is aan goeie werke en vrygewigheid. Daar's 'n paar Bybelverse wat nou geherhaal word, wat vir my baie belangrik was.
Matteus 13 vers 44-46 weer. Wie die koninkryk van die hemel gaan is soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy baie waardevolle parels raakloop, verkoop hy alles en hy koop daardie parel. Dis 'n verborgde skat, 'n hidden treasure wat hy gekry het en hy verkoop alles om daardie spesifieke treasure of skat te koop. As jy God ervaar gekry het, wil jy ook nie alles weggee en ek bedoel nou nie alles nie, maar God eerste te staan in jou lewe en alles aan hom toe te wy, dat dit deel is van jou lewe. As ons nou na God se argiewe moes gegaan het, en ons maak 'n leer oop of 'n kas oop en ons maak en ons haal Johan se portfolio daar uit en ons blaai deur hom. Hoe lyk jou leer wat by God lê? Wat is in daai leer? As ons so omblaai en hy kyk, okay, jy het dit gedoen, jy het dit gedoen, okay, daai is goed, daai is nie so goed nie. Hoe lyk jou portfolio by God? Wat is alles in jou portfolio? Is jy gelukkig wat in jou portfolio gaan lê? Matteus 6 vers 20. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel en waar diewe dit nie kan steel en inbreek nie en steel nie. Alles wat in jou portfolio is, alle skatte wat jy het by God, kan nie opgeëet word nie. Niemand kan dit vat van jou af nie. Dit is daar, dit is tussen jou en God. Mag ek julle vandag 'n bietjie uitdaag, net vir 5 dae. Dit is eintlik 'n kort week, want ek dink ons werk net soos 3 dae van die 5. As jy die verlof gevat het, dan is jy nog minder. Maar net 5 dae. Is die skors, is vinnig en alles. So ek wil julle uitdaag vir 'n 5-dag geloofsbelegging. En dis nie vir jouself nie. Dit is vir jouself en nie vir iemand anders nie. Dag 1. Wat waardeer jy regtig? Skryf neer dit. Skryf dit ergens neer. Dit staan ook in die blaadjie, as jy 'n blaadjie wil hê, daar's blaadjies en alles Bybelverse, alles daarin. En jy kan dit gaan lees by die huis en dit toepas vir die volgende 5 dae. Maandag tot Vrydag. Waar spandeer jy jou tyd, geld en energie? Wat sê dit van jou hart? Dis waar Matteus 6 vers 19 weer inkom. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. So die vraag is weer, wat waardeer jy regtig? Dag 2, belê wys. Lukas 12 vers 15 tot 21 sê, toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid wat 'n mens se lewe is, nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarom sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir my sê, mens, jy het baie goed gedoen. Hou op met werk, eet, drink en lekker leef. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jy jou lewe van opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. Skryf 1 manier vandag neer, waar jy kan belê vir ewig.
En nie vir jou nageslag nie, vir jou God, in jou portfolio, in jou leer, in God se argief. Dat jou naam op sy palm staan. Dag 3. Klein maar kragtig. Help iemand stilletjies sonder om iets terugs te verwag. Dit sal nou Woensdag se kant wees. Dit gaan oor daai weduwee wat die 2 muntstukke ingegooi het, wat baie werd was vir God, want hy het gekyk na haar hart. So doen nie stil weg vir iemand anders, sonder dat iemand dit weet, dat dit jy was, of dat jy erkenning terug wil ontvang. Dag 4, die koninkryk is onskatbaar. Jy kan nie jou besitting saam God toe vat nie. Jy alleen gaan. Jy kan nie 'n man of vrou vat nie. Nie jou kinders nie, nie jou BMW nie, nie jou huis nie, nie al die miljoene wat in jou bank is nie. Dis jy alleen. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in Saarland onder die grond gelê het. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie parel. Sal jy alles opgee om Christus eers te stel in jou lewe? As jy God gekry het en is met jou, sal jy alles gee vir hom? Tyd, energie. Dan die laaste een, dag 5. Geestelike beleggingskontrole. 1 Timoteus 6 vers 17-19. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gegee het, verniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Waarin is jou sekuriteit? Is dit geld of is dit in God? Vrygewig vandag. Doen iets wat geloof van jou vra. Dis dag 5 en dis die laaste een gewees. Ek het net 'n klein opsommingkie. Dag 1. Wat waardeer jy regtig? Skryf dit neer wat jy waardeer. Dag 2. Skryf 1 manier neer waarin iets kan belê vir ewig by God. Dag 3. Help iemand stilletjies daar buite sonder om iets terug te wil ontvang. Dag 4. Sal jy alles kan opgee en in God eers te stel. Dag 5. Wees vrygewig deur iets wat geloof van jou vra. Dit is die 5 dae wat ek julle wil uitdaag om uit te gaan en te kyk wat is regtig belangrik in jou lewe. En dit toe te pas is 1 tot 1 transaksie tussen jou en God en niemand anders nie. Moenie aardse besittings jou cryptocurrency maak nie. Maar werk met God se koninkryk se geld uit. Geloof, liefde, vrygewigheid, gehoorsaamheid en alles. Ek gaan afsluit met gebed en daarna gaan ons 'n video kyk en terwyl ons die offers opneem. Sluit die hoofde. Onse Vader Here, dankie U by ons was vandag, Here. Reinig ons harte, Here. Here, wys ons wat is regtig belangrik daar buite. Maak ons harte oop, Here, laat ons eers sal ervaar, Here. Dat ons nou nie wêreldse dinge sal gaan, Here, maar op U sal fokus. U is ons sentrale punt, Here.
U is God van liefde en vryheid, Here. Here, klop aan elkeen ons hart, Here, maak hulle oop. En gaan in, Here. Laat ons elkeen 'n verhouding met U sal hê, Here. Here, wees by ons deur hierdie week, Here. Dat ons veilig sal wees, Here, en volop U sal fokus. Here, ons bid ook vir U offergawe, en U ken elkeen se hart, Here. Wees by elkeen, Here. U weet wie het hulp nodig en wie nie. Wie siek is, wie swaar kry, Here. Wees by elkeen, Here. Want ons is nie alleen nie. U is altyd met ons, Here. Ek sê baie dankie, Here, en ons loof U groot wonderlike naam. En ons sê ons, amen.